Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit Openbaring 21 van vers 1 tot 8. Baie keer dan sit ons en wonder, maar hoe gaan dit in die hemel wees eendag? En ja, wie maak die hemel hemels? Dis waarna ons vandag gaan kyk. Kom ons gaan luister saam na die woord van ons Here. Kom ons buig ons hoofde saam in gebed. Grote God, ja, in ons lofsang kon ons reeds aan U al die eer, die aanbidding toebring wat U alleen toekom. Want U regeer, en waar U regeer, is dit hemels. En U majesteit strek oor die ganse skepping, die ganse heelal. Vader, en tog ken U ons elkeen by die naam. U het ons nog geken voordat ons gebore was, toe ons nog in die skote van ons moeders was, het U ons harte deurgrond en het U reeds elke skadelike weg geken. Here, soos Petrus vir Jesus gesê het, moet ons elkeen vanmôre bely, Vader, U weet alles van elkeen van ons. En daarom kom ons na U toe in Jesus naam, vergewe ons al ons sondes. En wil U ook kom deur U Gees in 'n nuwe lewe in ons harte wakker maak. Dit aanvuur deur U liefdeswette ook op ons harte te skryf. Dat ons al hoe meer en meer 'n diepe berou oor ons sonde sal hê en daarvan sal wegvlug en al hoe meer en meer vreugde daarom vind om aan U gehoorsaam te wees. Vader, ons is hier vanmôre om by U te wees, om deur U geleer te word, om te kom luister na U woord. Lei ons nou kragtig in die lig van U woord. Vestig in ons harte 'n heilige ontzag, 'n eerbied vir U Seun, ons Here en ons Verlosser. En skep in elkeen van ons 'n rein hart, sodat ons U kan loof en prys heel ons lewe lank. Dit bid en vra ons in Sy naam alleen. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Openbaring 21 vers 1 tot 8. Openbaring 21 vers 1 tot 8. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan, en die see bestaan nie meer nie. Ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak, soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense, en hy sal by hulle woon. Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. Hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Verder het hy vir my gesê, dit is afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van lewendgewende water, verniet. Wie oorwin sal hierdie dinge beerf, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar vir die lafhartiges, ongelowiges, losbandiges, moordenaars, hoereerders, towenaars, afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die brandende poel van vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Tot sover ons skriflesing, ons tekswoorde is hierdie woorde van ons Here Jesus Christus in daai bekende saligsprekinge, waar hy sê, gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God
sien. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Dit is die woord van die Here. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor en dit van harte glo. Onlangs het ek van ons oudste lidmate in ons gemeente besoek. En dit het opnuut tot my die besef gebring dat daar 'n hele paar van ons lidmate hier is wat in die aand van hulle lewens staan. Een lidmaat het nogal opgemerk, Dominee, ek wonder nogal hoe dit in die hemele gaan wees. Hy het werklik daaroor gewonder. En natuurlik weet ons dat enige een van ons, oud of jong, kan enige tyd deur ons Here na hom toe weggevat word. Maar ek dink as jy oor 'n sekere ouderdom kom, ek weet nie, ons ouer lidmate moet vir my hierso vir my help. Anneke, ek en jy het ook nogal daaroor gesels, né? Ons het ook nogal daaroor gesels, né? Dan is dit asof ons al hoe meer dink en wonder, maar hoe gaan dit daar wees? Wat gaan die hemel so hemels maak dat dit die moeite werd is? Dat ek nou deur die moeilikste omstandighede, deur die seerste seer, gelowig vashou aan Jesus Christus. Of die groot belangrike vraag, wat oor alles gaan is, wie maak die hemel hemels? Jesus het dit baie duidelik in ons bekend gemaak in sy baie bekende bergpredikasie. Daar leer hy ons, gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Jesus leer dat die armes van gees, dat daar die mense wat daar die eerste tree in die koninkryk van God reeds ingegee het, deur alles van hom te verwag. Ja, hulle wat van harte glo, dat as ek enigsins God se kind wil wees, moet God my alles ter wille van Christus gee. En as die Gees my so lei dat ek weet, wiele in alles is ek van God afhanklik, dan is ek geseënd, is ek die gelukkigste mens wat daar kan wees, want ek gaan God sien. Nou reeds is gelowiges, geseëndes, het ons Here Jesus Christus geleer, want deur sy Gees is God by ons elke dag, elke oomblik, maar eendag as Jesus weer kom, of as hy my en jou na hom toe gaan neem, sal die wat suiwer van hart is, vir God sien. Dis Jesus se woorde aan elkeen van ons. Die een afspraak, die een oomblik waarna elke gelowige uitsien, is daardie oomblik wanneer ons by God en by Christus gaan wees. My broer, my suster, dit sal hemels wees. Gelowig, oud en jong. Ja, ons kan saam met Job daai mooi woorde smag, waarvan ons lees in Job 19 as hy sê, maar ek weet my losser leef, uiteindelik sal hy op aarde opstaan. Ek, 'n mens van vlees en bloed, sal God sien, wat net ek sal sien, my eie oë en niemand anders nie sal hom sien, my hele wese smag daarna. Kan ons vir 'n oomblik stil raak en die diepte snit van hierdie woorde van Jesus in ons harte omhels en oordink. Ons gaan God sien. Jy sien, die enigste probleem in hierdie woorde van Jesus in Matteus 5 is die woorde dat die wat suiwer van hart is God sal sien, want ons weet ons harte is nie suiwer nie. Ons harte is bedriegliker as alles, dis ongeneeslik. Ja, en ons weet ook dat die Here deursoek ons harte en hy toets ons niere om elkeen te vergeld volgens sy optrede, volgens die vrug van ons dade. Julle sien, op ons eie is ons eie harte die een groot muur tussen ons en God, tussen die seer en die pyn en dit wat hemels is. Omdat God sy kinders liefhet met die ewige liefde. Gaan lees Jeremia 31 hierop. Ja, omdat hy ons liefhet met die ewige liefde, trek hy ons in Christus nader na hom toe. En op grond van Christus se offer aan die kruis,
kom sy Gees en hy maak ons dooie harte lewend. Ja, die Gees skryf God se liefdeswet op ons harte en hy blaas die nuwe lewe in ons, sodat ons nou reeds deur 'n ware geloof God se kinders kan wees en dat ons nou reeds by God kan wees en hy by ons. Deur die geloof sien ons nou reeds God se hand in ons lewens raak. En dis iets wat ons eendag volmaak gaan beleef. Ja, iets daarvan beleef God se kind in hierdie lewe, selfs al doen ek dit met trane. En as ons ten sterwe kom, of as Jesus weer kom, en ons gaan terug na ons Vaderhuis toe, dan gaan ons volmaak by God en by Christus wees. Ja, ons het reeds saam gelees, kyk, God se woonplek is by die mens, en hy sal by hulle woon, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. Dieselfde God, wat in die Ou Testament daar in die woestyn deur 'n wolkkolom en 'n vuurkolom by sy kinders was, wat by hulle getabernakel het, wat by hulle gebly het. Ja, dieselfde God, wat by sy kinders was in sy tempel, waar hulle hom deur offers en aanbidding geloof en geprys het, daar dieselfde God, ons gaan volmaak by hom wees, en ons gaan hom met ons eie oë sien. En nou kan ons vra, maar maak Jesus nie dalk 'n fout, as hy sê dat ons God gaan sien nie? Leer die skrif nie baie duidelik dat God is gees nie? Paulus verheerlik God, as hy hom verheerlik, dan sê hy aan die koning van die eeue, die onsterflike, onsienlike, enigste God, kom toe eer en heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. Nee, wanneer ons Genesis 1-3 lees, kom 'n mens agter, dat Adam en Eva moes 'n fisiese aangesig tot aangesig belewenis van God gehad het. Dat hy met hulle kon praat, en dat hulle met hom kon praat, hulle kon saam met hom gewandel het, hy kon hulle opgesoek het, en hulle kon geweet het, maar God is by ons. Dis eers na die sondeval, waar die sondige mens nie meer vir God kon sien, en in sy teenwoordigheid wees nie. Jy sien, ons het reeds gesê, ons groot probleem is nie ons oë nie. In hierdie bedeling kan ons God nie sien nie, omdat ons harte onrein is. Geen sondaar kan God sien en bly leef nie. Dit het God tog vir Moses gesê, daar in Eksodus 33. Maar hiervoor het Christus gesterf en opgestaan uit die dood, om deur sy gees hierdie ou dooie klipharte te kom vervang. Ja, harte wat God kan sien. Nou, soos in 'n dowwe spieël, ja, ons sien God soos in 'n geheimenisvolle beeld. Ja, ons sien sy hand in ons lewens raak, en soms sukkel ons om dit mooi te sien. Maar eendag, wanneer die volmaakte gekom het, as Jesus kom, of as hy ons na hom toe kom haal, sal ons God van aangesig tot aangesig sien, en sal ons hom ten volle ken, skryf Paulus in daai bekende 1 Korintiërs 13. Die saamwees wat Adam en Eva voor die sondeval geniet het, sal elkeen van ons weer kan geniet. Christus gaan ook daar wees. Volmaak gaan ons God ken en hom van aangesig tot aangesig sien. Sien julle, dis Christus wat vir ons die hemels maak. Van voor die skepping werk ons verlosser deur die geskiedenis. As seun van die mens beskik hy oor alle mag, en hy ontplooi God se plan van verlossing vir elke kind van God, ook vir elkeen van ons. Daarom het ons gelees van hier in Openbaring 21, daardie oomblik, as al God se kinders by hom is, en as hy by hulle is, dan roep Christus uit, dit is afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Net soos Christus, nadat hy vir ons versoening bewerk het aan die kruis, ja, toe hy dit bereik het, en hy dit vir ons bewerk, dan roep hy uit, dit is volbring. Net so
Net so roep hy die oomblik, as God die verlossing van al sy kinders oor al die eeue finaal laat deurbreek, en God uiteindelik finaal by sy kinders is, en sy kinders by hom, dan roep ons Here uit, dit is afgehandel. Sy verlossingswerk, van voor die skepping, tot by die volleinding, is voltooi. Daarom is hy die begin en die einde, die Alfa en die Omega. Christus se eer en heerlikheid lê daarin, dat hy sy verlossingswerk van begin tot einde sal afhandel. Hy self is daar in beheer. En as een van God se kinders, wat hy vir hom voor die skepping gegee het, verlore sal gaan, dan is Christus se werk nog nie afgehandel nie. So verheerlik die Seun die Vader. Hulle in wie die Gees 'n vaste geloof in Christus vestig, hulle wat eindtyd in die geloof oorwinnend is, sal hierdie dinge beerf, sal dit ontvang. En aan ons maak die verheerlike Heer die belofte, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Hierdie woorde staan bekend, as jy by my katekisasie kry, dan staan dit bekend as die verbondsformule. Ja, dit verwoord eintlik die hartklop van God se verhouding met sy kind. Elke keer as God sy verbond met sy kinders bevestig, sal jy hierdie woorde hoor, sal jy God se hartklop hoor, wat vir sy kind sê, ek is by jou as jou vader, en jy is by my as my kind. Natuurlik hoor ons hierdie hartklop die beste in die naam Immanuel, God met ons. In Christus is God by ons. Alle sondes uit die weg geruim, alle onsuiwer harte gereinig deur sy bloed, en nou deur sy Gees by God en by Christus. Maar eendag sal ons volmaak daar wees, sal ek hom van aangesig tot aangesig sien, en dan sal ek sy stem hoor wat sê, ek sal jou God wees, en jy sal my kind wees vir ewig. Sien, hiervoor het die drie-enige God alles geskep, het hy die ganse geskiedenis gelei en het hy dit beheer. Hiervoor het Jesus mens geword, het hy bittere lyding ondergaan, het hy gesterf en opgestaan, aan God se regterhand gaan sit en het hy alle mag uitgeoefen, vir daardie oomblik, wat sy kinders volmaak by hom is, en hy die heilige God by hulle kan wees. Hy is ons Vader, en ons sy kinders. En Christus wat sê, dis afgehandel. Dis afgehandel. Mag God sy groot genade, hierdie hartklop van hom deur sy Gees, nou ook reeds in elkeen van ons harte laat klop, jonk en oud. Want dan sal ons ook saam met Job kan smag, na daardie oomblik wat ons God met ons eie oë gaan sien, sal ons saam met Paulus kan jubel, want vir my om te leef is Christus en om te sterf is wins. Dis die beste ding wat met my kan gebeur. Ja, sal ons saam met al die martelare, deur al die eeue, ook vandag op so baie plekke in die wêreld kan vasklou in ons allerheiligste geloof in Jesus Christus. Ek en jy, by God en by Christus, dis hemels. Dis hemels. Die ander goed maak nie meer regtig saak, al die fyn besonderhede nie. En tog gee ons opgestane Here vir ons 'n klein kykie. Wil hy vir ons iets sê? Want ons lees ook hier van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Nou, baie gelowiges wil ure hieroor redeneer en hulle wil weet hoe die hemel eendag gaan wees en al die fyn besonderhede. Hulle sien sogenaamde visioene, skryf dik boeke en hulle praat baie daaroor. Die Heilige Gees het dit so bewerk dat daar nie vir ons baie gegewens gegee word en soveel besonderhede nie. Die grootsheid en die wonderlikheid en die heerlikheid daarvan
sal ek en jy in elk geval nie nou kan verstaan nie. Want soos ons reeds gesê het, ons sondegebrokenheid maak dat ons so ten dele sien. Ons kyk met so stikkende bril daarna. Maar eendag as Jesus terugkom, dan sal ons alles ten volle ken. Tog het die verheerlikte Here aan die apostel Johannes genoeg bekend gemaak, sodat ek en jy vandag bemoedig en versterk kan wees as gelowiges, dat ons hoopvol kan voortbeer en kan uitsien na die dag en die oomblik wat ons by God en by Christus gaan wees. Nou ons weet dat Openbaring 21, die hele boek Openbaring, veral hier na Openbaring 20, ja, die hoofstuk net voor het eindig, waar al God se vyande, ook ons vyande, in die duiwel en al die ongelowiges in die poel gegooi word, wat met vuur en swavel brand. Ja, die finale oordeel is verby, en dan skryf Johannes, en ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien neerdal, sy is gereed gemaak soos 'n bruid, wat versier is vir haar man. Ja, die beeld van 'n nuwe Jerusalem is 'n uiters gelaaide uitdrukking. In die oorspronklike Hebreëus kan ons die naam Jerusalem vertaal met stad van vrede. Nou weet ons, veral die profeet Jesaja het op 'n paar plekke gesê dat daar 'n tyd gaan kom wanneer mense uit alle volke, tale en nasies na Jerusalem gaan stroom en dat dit 'n stad van blydskap gaan wees. Ook die profeet Esegiel en Sagaria bevestig dit. 'n Mens kry heelwat verwysings daarvan in die Ou Testament. Maar om dit moontlik te maak, moes die Seun van God net buitekant die ou Jerusalem gekruisig word. Moes hy sterf. En is juis op grond van Jesus se kruisiging wat die nuwe Jerusalem kan neerdaal, en in Christus ons Here breek God se ewige en finale vredesryk aan, waar hy by ons is en ons by hom. Ja, daardie beter vaderland waarvan al die Hebreër 11 geloofshelde waarna hulle uitgesien het, ja, die word 'n werklikheid. Nou weet ons, twee dinge moet verander, wat vir ons baie mooi hierso uitgebeeld word, as daar vir ons gesê word, as twee dinge wat daar nie meer gaan wees nie. Die eerste een sê, staan in die woorde, die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan, en die see bestaan nie meer nie. Nou ons sonde het die skepping binnengedring en het gebroken gemaak. Die hele skepping sug en kry swaar onder hierdie sinlose bestaan, aan hierdie verganklikheid waarin ons sonde dit gedompel en onderwerp het. Maar reg deur die Ou Testament word die see as die oorsprong van alle boosheid beskryf. Dis ook die doderyk. Alles wat sleg is, alles wat verkeerd is, sou jy daar in die see kry. Die see is so alles wie God nie is in die Bybel nie. En omdat die see deel van hierdie aarde is, gaan dit met die vernuwing van die nuwe hemel en die nuwe aarde ook vernuwe word, sodat daar nie meer 'n boosheid is, of sodat daar nie meer 'n oorsprong van aanhitsing is om God se kinders van hom af weg te lei nie. Dit gaan nie meer daar wees nie. Die tweede ding wat nie meer daar gaan wees nie, is die dood sal nie meer daar wees nie, ook nie rou of 'n gehuil of 'n pyn sal meer bestaan nie, want die eerste ding het verby gegaan. Elke kind van God, wie se naam in die boekrol van die lewe opgeteken is, sal op grond van Christus se opstanding en die dood nie meer vasgevang word in 'n liggaam wat siek en oud kan word nie. Ook gaan dit nie meer vasgevang wees in 'n liggaam wat jonk kan doodgaan nie. En daarom sal daar ook geen pyn of rousmart meer wees nie. Alle sondegebrokenheid, alle bose kragte of magte, alle slegte sondige gevolge soos die dood sal nie meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Wie wel daar gaan wees, is ons hemelse Vader en Christus. Hulle by ons en ons by hulle, en let op wat die Vader doen. Elke kind van God wat na baie bespotting, dalk na jare se lyding, dalk na bloedige vervolging by die Vader opdag. Elke sieke wat dalk vir jare baie seer en pyn beleef het op sy siekbed en by die Vader opdag.
Elke kind wat swaar gekry het van hongerte, van armoede, van swaar kry en baie onreg by die vader wat daar opdaag. Elke kind van hom wat dalk na jare se afkraking, aftakeling, baie lyding in hierdie lewe moes verduur, baie onreg moes verdra. Hy, ons hemelse Vader, sal elke traan van jou oog afdroog. Jy weet, broers en susters, soms kan ons so naby iemand wees en tog so ver. Maar by wie gaan sit 'n kindjie en hy huil sy hart uit en hy weet maar hy's veilig en die persoon gaan verstaan en hy het sy arms om hom sit en sy trane afvee? Jou pa of jou ma? Dis tog die nabyste oomblikke wat 'n kind kan hê, is so by 'n pa of 'n ma. Sien nie die deernis, die volmaakte liefde, die volmaakte nabyheid, vaderskap van ons Vader raak, as ons by hom gaan wees. En hy self elke traan afvee. Kan daar 'n inniger en 'n liefdevoller oomblik wees waarna ek en jy kan uitsien? Dis 'n hemels wat alles oortref. Dan verstaan ons die woorde wat die apostel Paulus onder inspirasie van die Gees geskryf het as hy skryf: Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Kan ons maar iets daarvan verstaan in die innige nabyheid van ons hemelse Vader, by wie ons elkeen gaan wees, en hy self gaan die trane afvee. Mag die Heilige Gees self in ons harte 'n vurige verlange vestig, 'n toekomsheimwee, 'n verlange om so by God en by Christus te wees, 'n Job se smagting na hierdie oomblik, wanneer ons so by hulle gaan wees, waar ons die lewende God en ons Verlosser met ons eie oë gaan sien, waar ons Vader, waar ons sy volmaakte liefde en deernis, sy nabyheid gaan geniet. Hy is my Vader en ek is sy kind vir ewig. Dit gaan hemels wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir u woord. Ons dankie vir Christus, ons Here en ons Verlosser, aan wie u alle mag gegee het in die hemel en op die aarde, sodat hy u plan van verlossing kan ontvou vir elkeen van ons. Sodat al moet ons hierdie lewenspad stap met baie trane, met baie seer, al moet dit vir ons soms voel, maar ons wil soveel meer weet. Ons kyk soos in 'n dowwe spieël. Kan ons vashou aan Jesus se woorde, dat elkeen wie se hart hy skoon gewas het, wie se hart hy kom nuut maak het, sodat ons kinderlik kan glo, sal u sien die lewende God as ons Vader en ons as sy kinders. Here, wil u self hierdie hoop in ons harte laat brand, wil u self in ons harte hierdie toekomsverlange gee om by u en by Christus te wees. Wil hy onsself elkeen kom bemoedig in ons eie omstandighede, dat ons hoopvol kan voortbeer, dat ons dankbaar kan getuig van ons Here en ons Verlosser. Ons dankie vir soveel seëninge,
Ons dank U vir soveel wat ons uit U hand uit ontvang in oormaat. Vader, en ons weet dis onverdiende genade. Daarom aan U die eer, die dank en die lof uit ons harte uit. Hemelse Vader, ons bring hulle voor U wat siek en swak is. Ja, hulle wat al in die aand van hulle lewens staan. Maar elkeen van ons, baie van ons is dalk nader aan U as wat ons self dink. En daarom wil ons net kom en vra, maak ons oorwinnaars in Christus, meer as oorwinnaars, dat ons kan vashou aan ons allerheiligste geloof in Jesus Christus. Al is ons hoe jong, dat ons nie sal uitstel nie, maar dat ons hom sal omhels met alles in ons. Dat sy woorde ook in ons harte sal brand en ons sal aanspoor. Wees by elkeen van ons, gee ons elkeen net ons daaglikse brood, sodat ons U kan dien en kan verheerlik. Vader, ons bly in uitdagende tye. By ons werke, in ons samelewing is daar soveel onreg. Ons sal net bid, gebruik ons as U bakens van hoop. Waar ons daagliks met soveel mense te doen kry, wat nie hierdie hoop van Openbaring 21 in hulle harte het nie. Geef ons die gawes, geef ons die toewyding, om saam met mense die pad te stap, om hulle te bemoedig, en om die helder lig van die evangelie te laat skyn. Hemelse Vader, ons sal bid vir ons land. Mag ons hoop nooit in leiers en in mense wees nie. Mag ons hoop ook nooit in sukses en in voorspoed wees nie. Maar Vader, sien ook die nood raak, waarin so baie van ons mense in ons land verkeer. Die armes, die swakkes, die verontregtes. En U weet dat goeie leiers 'n reuse verskil kan maak. Bring bekering, bring vernuwing. En Here, bewaar die vrede van ons mooi land, Suid-Afrika. Ons sal bid, Here, dat U ook saam met U kerk sal wees. Ja, U kerk wat U profetiese stem moet laat hoor, die evangelie moet laat weergalm, sodat die laaste uitverkorene tot bekering kan kom, sodat Christus kan uitroep, dit is afgehandel, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Gebruik ons as instrumente, as disipelmakers, gebruik ons as mense wat die evangelie verkondig, en Here, waar ons hardkoppig is, breek ons in. Lei ons, bring ons daartoe, dat ons bruikbare instrumente in U koninkryk kan wees. Vader, as ons van hier gaan saam met elkeen van ons, bemoedig, vertroos, soos wat U weet, elkeen van ons dit nodig het. Dit bid en vra ons alles in Jesus naam. Amen.